Telecom. Suid-Afrika is 'n vooraanstaande alternatiewe telco. Die aandelebewegings van die selfoongroep Vodacom en die vastelynverskaffer Telkom word sedert middel Mei met 'n valkoog deur bestaande en voornemende beleggers dopgehou. Sommige wat wil koop en sommige wat miskien wil verkoop. Dit na Vodacom se ontbondeling van Telkom en sy afsonderlike notering op die JSE. By my in die ateljee vanmiddag is aandeleontleder Mia Kreur van Kreur Internasionaal. Ons het al vroeër bekend gestel, maar nou is die stilblytyd verby. Nou gaan sy lekker praat. Mia, hoe lyk aandelebewegings van die twee aandele wat ons hiervan praat sedert Vodacom is notering dan nou plaasgevind het? Miskien moet ons begin by Telkom en kyk wat Telkom gemaak. Ja, Andries, op die 18de Mei, toe Vodacom noteer het ons gesien dat Telkom se prys met omtrent 52% gedaal het na omtrent in die omgewing van R60 toe. En dit was na as gevolg van die ontbondeling. Daarna, in die volgende net 'n bietjie meer as 'n week, tot amper die einde van Mei, het Telkom se prys met 'n verdere 40% gedaal en verhandel in die omgewing van net bo die R32 aandeel. Sedertdien het hulle in 'n redelike sywaartse baan beweeg en hulle verhandel nou weer daarom oor die R40 in die omgewing van R42. Die verhandelingsvolumes was baie hoog geweest in daai laaste 2 weke van Mei en sedertdien daarna dit baie afgeplat. Net voor hulle resultate bekend geword het hulle weer 'n bietjie opgetel in die volume, maar nie beduidend nie, moet ek sê. Wat ontbreek dan? En ons gaan nou praat oor Vodacom, maar waarvoor is die mark op soek? Waarvoor is beleggers op soek voordat hier rigting kom aan Telkom se bewegings, daai prys? Die eerste 2 dalings was nou amper wil ek sê van deel van die ontbondelingstransaksie, daai groot dalings omdat Vodacom uitgeskuif het. Daar was die dividendbetaling van omtrent dan die bedrag by my R18-20 so iets. Maar sedert die notering plaasgevind het, wat was die gebrek hier? Hoekom het beweeg die aandeel nie? Weet jy, Vodacom was in die aard van die saak hulle juweel geweest wat hulle gehou het en nou uitbetaal het aan die aandeelhouers. Die volgende ding waarna die beleggers eintlik maar kon uitsien was om te kyk of daar 'n groot maatskappy in die buiteland sou wees wat belangstel om vir Telkom oor te neem. En daar was sprake gewees, dit was voor die ontbondeling, maar daar het niks van gekom tot dusver nie. Toe die volgende ding waarna beleggers kon uitsien was die resultate, en die resultate het nie te goed gelyk nie. So Telkom betaal nog steeds 'n goeie dividend vir hul aandeelhouers, maar dit is meestal nog uit die geld wat hulle gekry het uit die ontbondeling van Vodacom. Nou kom ons kyk wat het met Vodacom gebeur. Goed, Vodacom het met die notering het hulle verhandel in die omgewing van die R60. Dit was meer as wat meeste analiste verwag het. En hulle het ook 'n redelike daling van omtrent 8% gesien in die laaste 2 weke van Mei in hulle aandeleprys. En hulle het baie meer sywaarts beweeg as Telkom, wat soos ons nou gesien het, die baie groter daling in hulle prys gehad het. En hulle verhandel nog steeds omtrent in die omgewing van R57 'n aandeel. Hulle volumes was ook aansienlik hoër geweest in die laaste 2 weke van Mei en dit het ook redelik afgeplat en is in die omgewing van omtrent 5 miljoen 'n dag. Ek sien Ulrich wil ook saampraat. Ek dink die vraag wat ek vra is, die sleutelvraag is hier, wat se aanwysers moet beleggers hiervoor waarvoor wag die mark voordat hierdie 2 aandele begin inskop of begin opskop ten opsigte van pryse? Ja, miskien Andries, as ek net terugdink toe Telkom aanvanklik genoteer is, het iemand vir my gevra met hulle in Telkom aandele belê en ek gesê nee glad nie. Tot by droefheid, maar miskien eerder die belegger wat die geld gehad het om dit te doen, want ons weet wat met Telkom se aandeel gebeur het. Ek het verwag dat daar baie vinnig mededinging sou kom. Ons sien nou die mededinging kom nou eers. En hierdie Sekom, né? Kabel wat nou van die ooste kant af inkom. En daar is ander kabels wat blykbaar ook nog kom. So die mededinge wat Telkom gaan ervaar in sy spesifieke mark gaan eintlik dramaties toeneem en ek dink dit gaan Telkom se uitdaging wees om dit te hanteer en nog winsgewend te wees. Aan die ander kant as jy nou Vodacom kyk, moet 'n mens seker ook sê Vodafone wat sy pa of wat sy ma is, gaan nog altyd bepaal tot watter mate gaan hy optree, maar 'n mens kan sien dat Vodacom eintlik die instrument is waardeur Vodafone in suid van die Sahara gaan optree. Ja, laaste woord, waarvoor moet die beleggers kyk? Wat kan hierdie aandele begin skop?
Ek moet sê dat as ek kyk na Vodacom in vergelyking met die MTN, dan het Vodacom 'n baie groot agterstand met hulle mededinging in die hele Afrika en die groot bate wat hulle grootste bate wat hulle basies dan dalk het, is die feit dat dat hulle Vodafone het wat agter hulle staan. Maar op die oomblik dink ek hulle het 'n baie groot agterstand agter MTN en dit gaan baie moeilik vir hulle wees om dit in te